Die disippels het almal gewag dat die Messias moet kom. En toe word Jesus gebore en hulle sien al die wonders wat hy doen en hy sê vir hulle dat hy is die seun van God en hulle leer hom ken as die seun van God. En Petrus erken, want toe Jesus vir hulle vra, wie sê die mense is ek? Toe sê hy, daar is 'n klomp goed wat die mense sê. Iemand sê, jy is Elisa, of net 'n profeet, of net 'n wonderlike mens. En toe vra Jesus vir hulle, wie sê julle is ek? En toe sê Petrus, u is die seun van God. Dat Jesus vir hom sê, dit is nie jy wat dit sê nie, maar dit is God wat dit aan jou openbaar het. Die Gees van God. En hulle was bly dat Jesus die Messias is en hulle 3 jaar saam met hom spandeer en toe gaan hy dood. So vir 'n oomblik was hy by hulle en hulle het hoop gehad dat daar 'n nuwe koninkryk sal kom, dat daar iemand sal kom wat hulle kan verlos van die Romeinse ryk. En hulle hoop was op Jesus en toe gaan hy dood. En 3 dae later word hy opgewek. En hy verskyn weer aan hulle en hy spandeer tyd saam met hulle en hy gee vir hulle 'n laaste opdrag en hy sê vir hulle, gaan na al die nasies toe en gaan verkondig die woord, dat mense tot bekering kan kom, dat hulle hulle sondes bely en dat hulle gedoop word. En 40 dae later, toe staan hulle op die berg en toe gaan hy weer weg. Toe vaar hy op na die hemel toe. So dink bietjie aan die konflik wat hulle moes gehad het. Aan die een kant het hulle gewag dat hy kom en toe gaan hy dood en toe word hy lewendig en dis 'n wonderwerk en hy verskyn aan 'n klomp mense en toe gaan hy weg. En nou is hulle weer alleen. Maar Jesus sê vir hulle dat wanneer ek weggaan, dan sal ek iemand stuur, nie 'n gees of iets nie, maar ek sal iemand stuur om by julle te wees, en dit is my Heilige Gees, en 40 dae later, toe die Gees op die mense neergedaal, en hulle begin getuig. Onthou julle, in ons vorige reeks het ons gepraat oor vrymoedigheid. En ewe skielik was die disippels vol vrymoedigheid. Want dit het nie uit hulle self uitgekom nie, dit het uit die Gees uitgekom. En hoe ons toekoms sien, word ook baie keer bepaal deur die Heilige Gees wat in ons lewe is. As jy nie 'n gelowige is nie, gaan jy leef net soos wat jy wil. Jy gaan maak wat jy wil, jy gaan doen net wat jy wil. As jy 'n gelowige is, maar jy glo nie regtig dat daar beloning vir jou wag eendag nie, dan gaan jy 'n baie selfsugtige lewe lei en leef net vir jouself. Maar as jy 'n gelowige is en jy weet daar is 'n beter plek hierna, dan gaan jy alles in jou vermoë doen om te leef soos wat God wil hê jy moet leef, om die mense rondom jou te leer van Jesus Christus en te vertel van dit wat hy gedoen het, en dat ons mense beïnvloed om kinders van God te word. Hoe jy die ewigheid sien, hoe jy die toekoms sien, van waarheen jy op pad is, bepaal hoe jy lewe vandag. As jy geen toekoms sien nie, dan gaan jy net vir jouself leef, then this will be your best life. Maar die een hierna gaan nie vir jou so lekker wees nie. As jy die ewigheid sien uit 'n perspektief dat God in beheer is van alles en dat hy jou geskep het en dat hy jou geroep het om iets beters te wees in hierdie lewe, dan gaan jy alles in jou vermoë doen om eerstens aan hom die eer te gee, om te lewe soos wat hy wil hê jy moet lewe, en tweedens om die opdrag uit te voer, om mense te vertel van Christus, om mense op 'n plek te kry waar hulle 'n besluit kan neem. So hoe ons toekoms sien, bepaal hoe ons leef.
So vanaand praat ons oor die hemel. Nou ek gaan probeer om vir jou te sê hoe dit gaan lyk, maar ek dink nie ek gaan naaste by die korrekte goed doen nie. Maar daar is 'n sekere perspektiewe rondom hoe die hemel gaan lyk. Paulus skryf onder andere in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 9, dan sê hy, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie sien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Wat die oog nie kan sien nie, wat ons nog nooit gehoor het nie, wat ons nie eers kan imagine nie. Dit het God voorberei vir die mense wat in hom glo. En dit is hoekom as daar iemand is wat vanaand hierdie boodskap hoor en op 'n plek is waar daar 'n bietjie hopeloosheid is, of dalk vrees, of dalk bekommernis, of dalk depressie, of dalk stres, of wat ook al dit mag wees, is dat hierdie vir ons moet hoop gee. Dat hierdie lewe is nie ons beste lewe nie. Hierdie lewe is 'n lewe wat God vir ons gegee het, maar dit is iets wat ons na kan uitsien eendag, wat ons gaan ervaar as kinders van God. En in Johannes 14 dan praat Jesus met sy disippels. Dis een van daardie gedeeltes wat gaan oor die bokkamer gesprek wat hy gehad het met sy disippels. En dan sê hy vir hulle, hy het hulle eintlik voorberei, né? So hulle staan en staar hier na die hemel terwyl Jesus opvaar, dat die engele vir hulle moet kom sê, luister, julle moet nou net relax en julle ding gaan doen. Maar hierso het Jesus al vir hulle gesê, hy sê vir hulle in Johannes 14 vers 1 tot 6, dan sê hy, julle moet nie ontsteld wees nie. Die engel sê dit so mooi, sê, don't let your heart be troubled. Moenie bekommerd wees oor die dinge van hierdie wêreld. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En toe sê Thomas vir hom, Here, ons weet nie waarheen ek gaan nie, hoe kan ons die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daai woorde van Jesus wat sê, do not let your heart be troubled. Moenie bekommerd wees nie. Moenie ontsteld wees oor die dinge van die wêreld nie, want hy sê, ek het die wêreld reeds oorwin. En die oorwinning behoort nie net aan my nie, maar die oorwinning behoort ook aan elkeen wat in my glo. Ek sien nou die dag, kyk ek so video van John MacArthur. En toe sê hy was in gesprek met iemand wat hulle gepraat oor depressie. En toe sê hy, maar hy was nog uit in sy lewe depressief. En toe sê hy die rede hoekom, en ek weet daar's omstandighede in baie mense se lewens wat dit nie so eenvoudig maak nie. Maar hy sê, hy weet, mense gaan hom teleurstel. Hy weet dat mense gaan hom in die rug steek. Hy weet dat daar goed in die lewe gaan gebeur wat hy nie altyd verwag het nie. Hy weet dat mense in wie hy verskriklik baie geïnvesteer het teen hom gaan draai. En miskien is dit 'n ding wat ons dalk vir onsself moet sê, dat ons moet nie so meegevoer raak deur die dinge van die wêreld nie. En ons het baie keer bekommernisse oor goed waaraan ons niks kan doen nie. Ek is bekommerd as ek in die aand ry ek in 'n pothole. So ek is kwaad vir die munisipaliteit, maar ek kan niks daaraan doen nie. Want ek het nie 'n graaf nie en ek het nie 'n pik nie en ek op nie teer nie, so ek kan nie dink toe maak nie. So daar's sekere goed in ons lewe waaroor ons baie keer so bekommerd is, maar ons kan niks daaraan doen nie. En dan kom sê Christus vir ons, maar hou op daarmee. Want hy het klaar die wêreld oorwin. Dat ons nie moet bekommerd wees oor al hierdie goeders nie. Maar mense dink dat wanneer ons hemel toe gaan eendag, dan daar's mos hierdie prentjies, van hierdie vet engeltjies
En jy sê jy gaan 'n vet engeltjie wees en jy gaan 'n harp hê en jy gaan op 'n wolk sit en as hierdie konsep van hoe dit mag lyk en ewigheid is dat jy vir die heeltyd dieselfde ding oor en oor gaan doen. En daar is sekere goed wat gesê word wat eenvoudig nie waar is nie. En dit is die eerste ding is dat die hemel is vervelig en boring. Want die duiwel kom en sê vir ons dat dit is hoe dit gaan wees. En ons moet weet waar hy vandaan kom. Hy was een van die 3 aartsengele. Gabriël, Michael en Lucifer. En hy is uit die hemel uitgeskop omdat hy in opstand gekom het teen God. En hy het 'n derde van die engele saam met hom geneem. En hulle is nie meer engele nie, hulle is demone. En hy oortuig mense dat die hel is die beter plek. Die skokkendste ding is, nou die dag sien ek iets wat hulle nou praat oor mense in Hollywood. Nou ja, dit behoort in elk geval nie eens 'n skok te wees nie. En wat hulle sê is dat hulle dink hel gaan van wees. Dis die beste plek waar jy kan wees. Dit gaan so nice wees. So kom Koos daar by die duiwel en hulle sê, maar die duiwel sê vir hom, kom ek wys vir jou hoe die hel gaan lyk. En hy kom daar in die hel aan en hy sê, maar dit is nice, né? Almal is vriendelik met mekaar. Dis 'n groot partytjie. Almal is happy. En toe sê hy vir hom, kom ek gaan wys jou die hemel. En toe hy by die hemel kom, dis alles is boring en nie so lekker nie. En hy sê toe vir hom, waartoe sal jy wil gaan, Koos? Hy sê nee, ek dink ek sal hel toe gaan. En hy maak toe sy besluit en die dag toe hy daar aankom, dis dit baie warm. En daar's geen partytjie nie. En almal jaag mekaar rond en almal huil. Toe sê hy, maar wat gaan nou aan? Toe sê hy die duiwel vir hom, o nee, daai dag toe jy was, dit was net ons reklamespan om vir jou te sê hoe dit eintlik gaan lyk, maar hierdie is hoe dit regtig lyk. En hy is die vader van die leuen om mense te probeer oortuig dat God is boring. God wil ons ontneem van die goeie goed in die lewe. God wil nie hê ons moet joy hê nie. Terwyl die Here vir ons sê dat die enigste vreugde wat ons kan ervaar is wanneer ons in hom is. Wanneer ons sy vreugde ervaar. Hy wil ons nie ontneem van goed in die wêreld nie, hy wil ons beskerm teen goed in die wêreld. En hy wil vir ons kom sê, maar wanneer ons in sy teenwoordigheid is, dit is waar daar ware vreugde is. Dit is waar daar ware lewe is. Die hemel is nie boring nie. Maar wat die vyand wil doen is om ons te kry om te lewe soos wat ons wil lewe. Om te doen net wat ons wil. Die hemel is die teenoorgestelde van vervelig. Dit is die afwesigheid van alle boosheid en dit is die teenwoordigheid van God. Van alles wat sleg is, alles wat ver van God af is, dit is die afwesigheid daarvan en dit is om in die teenwoordigheid van God te wees. Het julle al probeer dink hoe dit moet lyk as jy jou oë toemaak? Hoe lyk dit vir jou as jy voor Christus staan? Hoe sien jy hom? Ek probeer myself partykeer imagine om te dink dat dit is hoe dit moet wees, maar ek dink nie ek kan naaste by eers probeer dink hoe dit moet lyk nie. Want hy is die koning van alle konings, hy is die Here van alle heersers, hy het alles oorwin, hy is in beheer van alles, hy het sy koningskap teruggeneem, die dag toe hy opgevaar het. Want Dawid skryf in een van die psalms, dan sê hy, die Here het vir my Here gesê, en dan sê hy, God die Vader het vir my Here gesê, wat Christus is, hy sê, ek onderwerp al jou vyande onder jou voete. Hy het alles oorwin. En ek probeer vir myself voorstel hoe dit gaan lyk eendag as ek daar kom. En ek weet nie of ek dit altyd reg kry nie. Maar dit is die teenwoordigheid van alles wat goed is. As jy dink aan jou gunsteling restaurant, né?
daai steak, daai fillet steak met die pepper sauce, medium rare, né? Op 'n koue bord, nie op 'n warm bord nie, want dan word hy gaar. En hoe dit vir jou proe, of jou gunsteling vakansie, wat jy hoe dit vir jou voel, of as jy in die aand in die Karoo is en jy hoor 'n jakkals huil, daai geluid wat deur jou gaan, want al jou senses, al jou ervarings, jou proe, jou smaak, jou hoor, jou ruik, alles is presies dieselfde in die hemel as hier, maar soveel meer, want daar is niks meer wat sleg is nie, so jy het nie meer sinus as jy daarbo aankom nie, want alles is weg. Die teendeel is presies dieselfde. As jy op die ander plek is dit wat jy voel en ruik en hoor soveel meer intens as net 'n gewone leef elke dag. Alles wat ons ervaar, alles wat God vir ons gegee het, gaan soveel beter wees, want dan is ons in sy teenwoordigheid. So die hemel is nie boring nie. So hoe lyk dit daar? Die Bybel sê vir ons 1 Korintiërs 13 vers 12 sê vir ons ons sal mekaar herken. Ons sal mekaar lief hê. Ons sal in mekaar se teenwoordigheid wees. So ek dink ek sal vir Petrus wil vra hoe dit gevoel om op die water te loop. Of vir Dawid te vra hoe dit gevoel om die reus te verslaan. Was dit 'n poks? Of was dit God wat dit laat gebeur het? Miskien sal julle vrouens vir Eva vra, wat het jy gedink? Toe jy daai appel, wat het hier jou kop gegaan? En ons sal mekaar ervaar. En ons sal mekaar beleef. En ek wil vir die mense sê wat geliefdes verloor het hierdie afgelope tyd, ons sal mekaar weer sien. Beter as nou. Want dit is wat hemel vir ons is. Hemel is vir ons hoop. Dis om in die teenwoordigheid van God te wees. Dit is om mense vir wie jy verloor het, om hulle te kan sien dat hulle weer lewendig is en dat hulle in die teenwoordigheid van God is en dat God hulle ten volle herstel het en hulle nuut gemaak het, soos wat hy elkeen van ons ook doen. Openbaring 21 sê vir ons dat die hemel is 'n plek van onbeskryflike pragt. Dit is iets wat God voorberei het, wat ons nie kan sien nie, wat ons nog nooit gehoor het nie, wat ons nog nooit beleef het nie. Dit is om alles te ervaar as nuut. Wie het onlangs 'n nuwe kar gekoop met leersitplekke? Daar's niks wat so lekker ruik soos 'n nuwe kar met leersitplekke nie. Alles is nuut. Want God verander alles, hy maak alles nuut. Daar is totale rus en vrede wat hy vir elkeen van ons gee. 1 Johannes 3 vers 2 sê vir ons, jy sal Jesus van aangesig tot aangesig sien. Jy sal hom sien vir wie hy is. Jy sal hom sien nie net as die seun van God nie net as jou God nie, maar as die koning van alles. Dit is hoe jy Jesus Christus sal sien. Dit is hoe jy hom sal beleef. Nie die prentjie wat ons van hom het in die kinderbybel nie. Maar die prentjie wat ons van hom sien in in Openbaring hoofstuk 20, waar hy sê, hy is die ruiter op die wit perd. Hy kom om sy kinders te kom haal, dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Dat ons Christus sal sien, dat ons hom sal beleef. 1 Korintiërs 15, Maleagi 4, Jesaja 35 sê vir ons dat ons 'n perfekte nuwe liggaam sal hê. Dat God alles nuut maak. Dat jy jou hare sal terugkry. Dat jy nie meer 'n skewe pinkie het soos ek nie. Dat jou tone reguit is. Dat jy perfek is soos wat God dit wou gehad het van die begin af. Soos wat hy, toe hy Adam en Eva geskaap het, en hy kyk na sy skepping, en hy sê, dit is baie goed. Nie goed nie, dit is baie goed. Want God het dit perfek gemaak. In hierdie wêreld het ons baie skete en pyne. Want as jy op 'n sekere ouderdom kom, dan sê, maar gisterand toe ek gaan lê het, was ek fyn.
Vanoggend kan ek nie loop nie. Okay, dan staan jou voet so, dan moet jy goutpille by die apteek kry en ek weet nie wat alles nie. En nou die Bybel vir ons beloof dat God maak alles nuut. Geen meer bekommernis nie. Geen meer siekte nie, geen meer dood nie, geen meer pyn nie. Geen meer maandagooggende nie. Dit sal lekker wees. In die teenwoordigheid van God waar hy alles nuut maak. Die hemel is die afwesigheid van alles wat pynlik en sleg en boos is die teenwoordigheid van alles wat goed en mooi en heilig is. Geen meer haat nie, geen meer vrees nie, geen meer rasisme nie, geen meer slaaplose nagte nie, niks wat sleg is soos wat dit in hierdie wêreld is nie, alles wat goed is soos wat God dit wil hê. Dit is wat die Bybel vir ons sê oor die hemel. As mense wat glo dat dit boring is, die tweede ding is wat ons moet verstaan is dat hierdie plek is nie ons huis nie. Ons bly hier vir 'n ruk, maar dis nie waar ons gaan bly nie. God het vir ons iets anders voorberei. Filippense 3 vers 19 tot 20 sê die verderf is hulle einde, die maag is hulle god, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Ons het 'n toekoms wat vir ons voorberei is. Dat hierdie is nie ons plek nie. Daar's 'n ewigheid voor vandag en daar's 'n ewigheid wat kom. In die ewigheid terug het ons gesien dat God het alles gemaak, voor alles bestaan het hy dit gemaak. En toe kom Jesus Christus en hy bring die evangelie en daar's 'n klomp goed wat in die geskiedenis gebeur het en toe eendag toe maak jy opwagting. En nou is jy 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud en daar is nog 'n ewigheid wat voor lê. Want hierdie is nie ons huis nie. En ons is so besorgd oor die goed wat met ons gebeur, oor wat mense van ons sê, wat mense van ons dink. Ons is bekommerd oor goed wat geen verskil maak oor 5 jaar of 10 jaar van nou af. Ons is so bekommerd oor al hierdie goeders, alles wat in hierdie week moet gebeur, of wat ons vanaand moet doen, of wat ons môre moet doen, en gaan dit regtig waar 'n verskil maak oor 5 of 10 jaar van nou af. Ek sê nie moet dit nie doen nie. Ek sê net moenie bekommerd wees daaroor. Moenie worry oor dit. Ons baie goed wat ons moet doen, maar dit moet ons nie inneem nie. Dit moet deel wees van ons lewe, maar dit moet ons nie oorweldig nie. Want dit is waaroor ons soveel keer worry. En die vraag wat ek vir myself afvra is, wat wil ek hier doen? En miskien is dit iets wat jy vir jouself ook kan vra. Wat wil ek hier los? Wat wil ek hê moet mense my voor onthou? En dit het niks met aardse goed te doen nie. Want ek vra vir myself, dit gaan oor jou legacy. Dit gaan oor dit wat mense onthou. Want mense onthou jou nie miskien vir wie jy is nie. Maar mense onthou jou vir hoe jy hulle laat voel het. So is ek, wat ek wil hê persoonlik, wat ek wil hê is dat mense van my sal sê dat ek 'n goeie pa was vir my kinders. Dat ek 'n goeie man was vir my vrou. Dat ek 'n goeie kind was vir my ouers. Dat ek 'n verskil in mense se lewens gemaak het. Dat ek meer gegee het as om te vat. Dat ek eerder lewe gespreek het as dood.
dat ek 'n impak gehad het, want dit is die goed wat die verskil maak. Die aardse goed, die huis, die bly, die werk, die status. Jy weet, toe ons jonk was, daar was 'n tannie in die dorp, nee. Haar man was 'n dokter. Sy het skaars matriek, maar sy is mevrou dokter. Nee? Die status ding. En mense onthou jou nie daarvoor nie. Mense onthou jou vir die impak wat jy gehad het in ander mense se lewens. Dit is waarvoor mense jou onthou. Wat is die verskil wat ons in hierdie lewe wil maak? 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Hierdie is nie jou huis nie. Hierdie is 'n lewe wat God vir jou gegee het, om 'n verskil te maak in die wêreld. Nie om te leef vir jouself nie, nie om goed vir jouself bymekaar te maak nie, maar om te leef vir die koninkryk. Om in mense se lewens 'n verskil te maak in mense se lewens. En die laaste miskonsep wat baie mense het, is dat hulle sê dat alle mense gaan hemel toe. Jy moet net 'n goeie mens wees. Jy moet nie te veel moeilikheid maak nie. Jy kan lekker pret hê, maar jy moet net 'n goeie mens wees. Goeie goed doen, so as jy iets slegs gedoen het, nee, gaan neem 'n hond aan by die SPCA, dan is jy net beter voel. Dat jy net 'n goeie mens kan wees. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Wedergebore mense gaan hemel toe. Mense wat Christus aangeneem het as hulle verlosser, is mense wat die ewigheid in God se teenwoordigheid sal spandeer. Nie jou goeie dade nie. Niks wat jy gedoen het, kan jou kwalifiseer om eendag in die teenwoordigheid van God te wees nie. Al wat jou kwalifiseer, is dit wat Christus gedoen het. En of jy dit glo en of jy dit aanvaar, dis die enigste ding wat 'n verskil maak waar jy die res van jou lewe gaan spandeer. En as jy gedink het om 80 te word is lank, wag tot jy in die ewigheid is. Waar daar geen tyd is nie. Daar's nie klokke in die hemel nie. Daar's nie horlosies nie. Daar's niks sulke goed nie, want God is buite tyd. God is nie binne tyd nie, hy is buite dit. Want hy het dit gemaak. So hy kan nie binne dit wees nie, hy moet buitekant dit wees. Ewigheid is 'n baie lang tyd. Mense wat deur Christus vrygekoop is die enigste mense wat in die koninkryk van God sal wees. Paulus skryf in Romeine 3, dan skryf hy, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien. Geen verdienste. Sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë wat? Vanweë die verlossingswerk van Christus Jesus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir wie? Vir almal? Vir alle mense? Vir die wat glo. Die verlossingswerk van Christus kom vir die wat glo, nie vir alle mense nie. En daarom is dit so dat ons moet weet dat ons word gered. Ons het die voorreg om Christus te sien. Ons het die voorreg om nuut gemaak te word. Ons het die voorreg om ons geliefdes te kan sien, nie op grond van dit wat ons gedoen het nie, maar op grond van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het en namens ons gedoen het. Ons word opgeroep om mense te sê en mense te waarsku. 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus.
Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Christus het gesterf in jou plek. Die regverdige vir die onregverdige. Die regverdigheid van Christus is op my en jou, en my en jou sonde is op hom geplaas. En hy het gesterf daarvoor. En die offer wat hy betaal het, was genoeg. En omdat dit genoeg was, het God die Vader hom uit die dood opgewek, sodat hy kan lewe en sodat ek en jy ook kan lewe. En daarna het hy opgevaar om vir ons plek te gaan gereed maak. Die hemelvaart van Christus is net so belangrik soos die sterwe van Christus. Want die sterwe van Christus sê vir my en vir jou, dat ons sondes vergewe is, dat ons nuut gemaak is, dat ons kinders van God is. Die opvaarding van Jesus Christus sê vir ons, dat hy is die koning wat vir ewig lewe. En ons behoort aan hom. En dat hy gegaan het om vir elkeen van ons plek te gaan gereed maak. Waar jy ook al is in jou lewe vandag, kan jy weet, maak nie saak deur watse beproewings ons gaan nie, maak nie saak deur watse reis ons is in ons lewe nie, is dat God is met ons. Maar meer as dit, daar's 'n plek vir my en jou. As jy glo in Christus, as jy hom aanvaar as jou verlosser, as jy hom bely, want die woord van God sê vir ons, Paulus skryf, hy sê vir ons, as jy glo met jou hart, dat God Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, en as jy dit bely met jou mond, dat hy die seun van God is, sal jy gered word. En dit maak nie van jou 'n goeie mens, om in God se koninkryk te wees nie. Dit maak van jou 'n wedergebore mens, wat deel is van God se koninkryk. Here, ons dankie vir die wete wat ons het, dat U die prys betaal het, dat U gesterf het, maar meer as dit, dat U opgestaan het, en dat U sit aan die regterhand van God die Vader, en dat U heers tot in ewigheid. Dat U opgevaar het, dat U die plek as koning ingeneem het, en dat ons as mense hier vandaan kan weet, dat daar is 'n sekerheid van dit wat op ons wag, dat ons saam met U in die hemel sal wees, dat U gegaan het om vir ons plek voor te berei, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U dit uit U goeie liefde en U genade vir elkeen gegee het wat in U glo. Ons dankie Here dat ons hierdie tyd kan vier, dat ons bevestiging uit die woord uit kan kry, dat ons die mense wat voor ons gegaan het, dat ons hulle weer eendag sal sien. Kom deur die Gees, Here, en bewerk dit in ons, dat ons sal besef dat hierdie is nie ons plek nie. Ons is hier vir 'n kort rukkie, maar wat is dit wat ons los vir die mense wat agterbly? Dat hulle ons sal onthou as kinders van God, as verkondigers van die evangelie, as mense wat ander lief gehad het en gegee het sonder om terug te verwag, en die koninkryk van God en die evangelie van Christus met ander te deel. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.